Baie dankie vir die geleentheid. Ek sien ook uit na die vrae en bespreking dalk hierna. Ek gaan my so 'n bietjie meer rig om nie die diagnose te doen soos wat die vorige sprekers gedoen het nie, alhoewel ek volmondig en volledig by al hulle ontledings aansluit en ek dink en ek moet ook die konferensie gelukwens. Dit is op 'n baie hoë vlak en standaard gedoen en ons is ook bly dit word opgeneem. Dit kan nog baie stimulerende denke vorentoe dien. Die belangrike of my deel wat ek so 'n bietjie wil doen oor die prognose, wat moet nou gebeur, is eintlik maar net twee woorde, is jy moet kies tussen 'n banker of 'n burg. Ek sal net nou weer terugkom wat ek daarmee bedoel. Die kant waar ek nou staan, vroeger het ek nou gesê, as ek my Oranje hoed opsit, ek kan ongelukkig nou nie meer dit so sê nie, ek is 'n Oranje burger, so ek getuig en ek praat van daar uit en ek hoop dat jy my ook as gereformeerde so sal aanhoor. Ek het dus 'n doelbewuste keuse vir die burgkant gemaak van die oplossing, van die prognose, alhoewel ek ruim ook voorsiening maak vir die bankerkant. Ek wil nie vandag soveel daaroor praat nie. Ek gaan dus ook nie baie oor die huwelik dalk sê nie. Ek dink dit is die mees voorhandliggende wat die kerk ook baie jare oor doen en ek gaan my ook doelbewus uit die kerklike saak uithou. Ek gaan dus miskien maar net fokus op die gemeenskaps of die burgerlike gemeenskap of op die burgerlike verbondsidee en ek gaan 'n paar lyne uit die skrif daarvoor trek. Dit kan daardie denke wat ons in die vorige sprekers gesien het tussen soos die Engelse sê, Rushduni het 'n boek geskryf, The One and the Many, dis eintlik waaroor die gesprek gaan, kan dan ook op die kerklike en in die huwelik toegepas word. Ek voel die onderskeid tussen die begrippe samelewing en gemeenskap of gemeenskapslewe. En ek bedoel nou nie gemeenskapslewe net as die kodewoord deesdae vir volk nie. Ek bedoel ook volk, maar ek bedoel ook regte egte gemeenskapslewe soos wat Pieter Trinitaris en die vorige sprekers dit bedoel het. Nou, hoekom hierdie onderskeid belangrik is dat u my nie hoor dat ek praat oor samelewing nie. So my prognose is nie, as ons nou hier by die hek uitgaan, dan tref die samelewing ons en hoe moet ons nou die samelewing, ek praat glad nie so nie. Ek dink ook nie dis 'n Bybelse manier om daaroor te dink nie. Terwyl ek erken in Afrikaans is die begrippe samelewing en gemeenskap is eintlik wisselterme. Terwyl ek praat, by my is dit twee heeltemal aparte begrippe. Samelewing is my baie negatiewe begrip en gemeenskap is my baie positiewe begrip. Nou, hoekom doen ek dit? In die sosiologie kom hierdie onderskeid vandaan, maar ek gebruik dit nou net om aan te haal, het sê dit is al rukkie terug, maar dit is 'n teologiese onderskeid wat verskriklik belangrik is, waar eintlik hierdie konferensie oor gaan. U praat oor gemeenskap, u praat glad nie oor samelewing, maar wanneer u praat, dan sê u die woord samelewing. So ek dink ons moet nog so 'n bietjie ons woordeskat reg kry oor waaroor praat ons regtig. En dan gaan ek aan die einde net probeer sê hoekom ek dit as my roeping beskou het om Oranje toe te trek met al die diagnose wat u gee is presies hoekom ek getrek het. Dis in kort, om die brug te gaan bou, die burg te gaan bou. So daar's eintlik 3 B's, daar's die banker en die brug. Ons praat altyd van oor die Oranje rivier en dan is daar 'n burg wat gebou moet word, 'n Christiana Republica, 'n Christelike republiek, dis wat ons gaan doen. Dis waarmee ons besig is. Ons wil graag in gesprek tree, of ek wil as gereformeerde in gesprek tree met my mede-gereformeerdes, maar ook binne die volkshuishouding, binne ook die nasionale staathuishouding met die ander Suid-Afrikaners praat. Ons wil ook wêreldwyd praat en sê, daar's 'n gereformeerde lyn, daar's 'n Bybelse lyn om oor gemeenskap te dink, wat reformatie van die wêreld inhou, en in my geval beteken my voetstappe hierdie. Dis as jy my net so mooi hoor. Nou die onderskeid tussen society en community kom van Duitse sosioloog Aftinus,
in Engels sal dit wees society and community of samelewing en gemeenskap. Nou, wanneer ons oor, jy sal dus nie hoor, ek gaan oor die RSA as my land praat nie. Ek is verby met my gemeenskapslewe oor dit. Dit is 'n samelewingsuitdrukking. Dis nie 'n gemeenskapsuitdrukking nie. So, en ek het begrip daarvoor dat baie van u nog nie dit, of glad nie op 'n beginselbasis wil insien of so nie, maar u moet net verstaan, dis hoe waar ek vandaan kom. Ek gaan 'n debat daaroor voer, en ek verdedig dit hoekom ek dit sê, maar ek dink nie meer in samelewingsterme nie. So, 'n samelewing is wanneer jy die atoom, klomp sprekers het dit gesê, Morne het dit spesifiek ook so genoem, die Grieke het geglo, as jy die werklikheid kleiner en kleiner maak, dan kom jy by daai dingetjie uit wat jy atoom noem. In die filosofie word dit die atomisme genoem, en die atomisme sê dus dat jy kan die wêreld en die werklikheid opdeel, totdat jy 'n kleinste gedeelte het wat jy nie kleiner kan deel nie. Dit is eintlik waar hierdie individualisme vandaan kom, en dan is dan nou weer die ander kant wat sê, nee, die groot kant. Dis 'n hele debat wat ons vandag gehad het. Nou, samelewingsdenke, die sosiale kontrak, jy sal nou hoor, President Ramaphosa van die RSA sê, dan moet nou 'n nuwe sosiale, nasionale dialoog kom, dan moet 'n nuwe sosiale kontrak opgestel word. Nou, dis alles samelewingsdenke. Dis hierdie klomp individue, the will of the people, en die regie, al daai goeders is in daai kader. So ek praat nie uit daai terme uit nie. Ek probeer sê, ons moet 'n herwinning van die verbondsdenke hê. Piet het dit baie mooi ingelei oor die immanente triniteit, wat ek nou die vredeverbond noem, die liefde van die Vader vir die Seun, en die liefde van die God die Seun vir die God die Vader, is so intiem, dat daardie liefde 'n persoon is, die persoon van die Heilige Gees. Dit is die vredeverbond. En omdat hy dit nou aangespreek het, wil ek daarom net ook sê, dat u my nie hoor, dat ek in die analoë entiteite dink nie. Met ander woorde, die Katholieke sê, God is so, en daarom is die werklikheid, daar's analogia entis, daar's 'n entiteite wat analoog is. Nou, hy het dit baie mooi aangetoon, jy kan dit van onder af boontoe doen, dan doen jy afgoderry. Dis soos die Grieke, al die Grieke se gode is maar hulle persoonlikhede. So hulle het dit goed aangetoon, daai storie gaan nog steeds so aan. So moet my net nie verkeerd hoor as ek sê, ons werklikheid in struktuur, hoe God die skepingsorde, daar sit 'n trinitariese struktuur in, maar dan bedoel ek nie analoë entiteite nie. Dis 'n ding wat ek by Dooie weet en Vollenhof van gekry het. Prof Stoker wat toegesluit is, 'n student was Prof Taljaard wat my promotor was. So uit daai lyn uit is ek glo in die analogia relationis, met ander woorde verbond, as 'n analoë verbintenis tussen wie God is en wat hy gemaak het. So God is nie die skepping nie, en die skepping is nie God nie, maar jy kan die twee regtig nie losmaak van mekaar af nie. Dis in kort wat ek probeer sê. Goed, so ek is 'n voorstander van gemeenskapslewe, omdat die drie eenheid homself aan my geopenbaar het. Dit is wat ons glo in die openbaringsleer. So, en dit is 'n misterie, so ek probeer nie oor die misteriekant wat ek nog nie verstaan nie, praat nie, alhoewel daar die aanbiddelike elemente is, ek gee dit heeltemal toe. Ek probeer verwoord waar ek nou op my ouderdom trek met wat ek gesien het, op die skouers van die kerk met die belydenisskrifte wat vooraf gegaan het. So, die drie eenheid is dus 'n funderende begrip in gemeenskap. Dit beteken daar is so iets soos 'n volk. Dit is nie 'n saamgestelde entiteit van klomp individue wat ooreengekom het om iets te wees nie. So daar is nie, ons sal sê deesdae is, as die kinders deesdae maatskaplike werk swat, dan moet hulle toets skryf oor hoe lyk 'n saamgestelde gesin. Nou 'n saamgestelde gesin is nie binne die skepingsorde nie. Dis 'n duimsuig wat ons gedoen het, dit is samelewing. Maar daar is so iets soos 'n gesin wat God gewil is. Daar's 'n filosofie sal Prof Taljaard gesê, daar's 'n ontiese wet vir 'n gesin. Die 50 gebod.
of die soewereiniteit in eie kring. Daar's dinge wat bestaan omdat God hulle gemaak het. Nou ek glo God wil en ook volkere, wat ek nou deesdae gemeenskap noem, ons kan nou deesdae bietjie meer praat oor volkere as vroeër. So, maar wanneer ek oor die volkere praat, onthou nou, jy kan dieselfde oor die gesin sê, en jy kan dit ook op die kerk toepas, ek kies nou net terwille van tyd om nie die ander twee uit te lig nie. So ek glo, en daarmee het nie een van u 'n probleem nie, God skep die werklikheid, en dan sê ek dat die werklikheid vertoon 'n trinitariese struktuur. Nou dit is 'n baie moeilike begrip, Stoker doen dit ook met die filosofie van wetsidee, maar ek probeer so 'n bietjie saam en verder dink ook, veral dan oor kwessies soos oor ruimte of plek. Met ander woorde, as God, en kort kom dit daarop neer, as God gesinne wil, mag 'n gesin plek hê. As God dan volke wil, mag 'n volk plek hê. Dis daai vraag wat ek vra. En dan as mens dit dan positief antwoord, dan sê dit, hoe lyk dit dan uit hierdie gemors uit wat ons het met samelewing? Hoe kom jy dan uit by gehoorsame gemeenskapslewe? Wanneer jy die triniteit en die struktuur van die skepping as 'n trinitariese struktuur ernstig opvat. Nou goed, so daai laat ons mense maak, ek stem 100% met dit in. Ek probeer dit net werklik ernstig opvat in al ons denke verder. Nou, voordat ek nou by hierdie een plek kom, nou maar so 'n bietjie vas, ek is nie woke nie, maar my vraag gaan wees, is of Adam 'n naaltjie gehad het, of hy 'n naalstring gehad het. Nou, dis 'n belangrike vraag. So, sal nou verduidelik hoekom ek dit vra. Maar voor ek dit nou sê, moet ek net eers my kredensiebrief regsit en sê wat ek wel glo en wat ek nie glo nie. So ek glo nie ruimte is die spasie tussen twee atome nie. En dis 'n Griekse heidense konsep. En die meeste van ons, ek het ook so groot geword en ook so geskoold geraak, dat ek het dit geglo, ek het eers onlangs tot 'n ander insig gekom. So as mens Genesis 1 lees en jy lees en God sê laat daar lig wees, die Afrikaanse woordjie daar is 'n bietjie problematies, dan is dit nie kreatuurlike lig nie. Johannes 1 vers 1 sê dit baie duidelik, en die lig is Christus. Die lig was aan die kom in die wêreld. Nou as mens net op 'n vertalingsmanier hoe jy met die teks omgaan, dan, en dis nou die gevaarlike ene, dan sê God presies dieselfde wat hy van lig sê as wat hy van uitspansel sê. Ek gaan so hier en daar 'n Hebreëse woord en een Griekse woord sê, nie net om te wys dat ek nou kan nie, maar as laat mense saam dink, verder dink, dit word ook miskien opgeneem en miskien wil mense verder nadink oor. So as God sê laat daar lig wees oor, en hy sê laat daar uitspansel wees, rakia, Jehirakia, dan is daar nie die spasie tussen twee atome nie. God raak nie twee atome en sê daar's nou spasie tussen. Maar en dis iets wat ek by Jonathan Edwards gekry het, 'n Amerikaanse Calvinistiese teoloog, filosoof. Hy vertaal dit in Engels, God as space. Nou, dit is baie vreemd vir u ore, ek besef dit. Maar as Paulus sê, in Handelinge 17, die mens is eenbloedig gemaak, dan sê hy, ja, julle digters, praat hy met die Grieke, sê ook so, want hy praat van God, hy sê, in hom leef ons, beweeg ons en in ons. So as ek lees in Genesis, die Here sê, laat daar uitspansel wees, en daar was uitspansel, dan rek hy nie twee atome uit mekaar uit nie. Maar buig hy, dis nou die mysterie deel, perk hy homself ook in, sodat daar vir my plek kan wees. Nou hierdie is 'n belangrike konsep, want jy sien dat God in Genesis, dit is 'n vreeslike moeilike hoofstuk daai, maar daar's patrone daar, en een van die makliker patrone wat mens sien is God sê en sien, sê en sien, sê en sien. Wat iets al is van die woord wat vlees geword het, daar's 'n patroon daarin.
Maar wanneer die Here nou rakia maak, uitspansel maak in die waters, dat daar uitspansel, hy sê met ander woorde, ek gaan myself laat verskyn ruimtegewend binne die waters. As ek nou Jonathan Edwards aanhaal. Nee, ek vat 2 atome, dan rek ek dit en dan sit ek iets daar neer nie. So is 'n ander konsep. Ek praat, die van die wat dalk sou belangstel, ek het van die goed gepubliseer wat ek noem trinitariese ruimte. Dis iets anders as die atomistiese ruimte. Maar dit kom daarop neer, God maak vir my ruimte letterlik in homself. Sy liefde omvat my. En maar omdat, en dis nou die punt wat Piet gemaak het met die God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. God die Vader is nie die Seun nie. Hulle gaan nie in en op in mekaar nie. En die Seun is nie die Vader nie. So dit beteken ek is nie maar net 'n skynseltjie van God nie. Ek is regtig ek ook. Hy het my so lief gehad dat hy my regtig gemaak het dat ek het 'n ek erns. Nou dit weet ons siele elkeen diep in onsself. Jy kan gerus Charles Taylor se boek The Sources of the Self lees, wat hierdie ding beskryf oor hoe die Weste oor self en identiteit dink. Ons het nie tyd om daarop in te gaan nie. Maar terug nou, miskien net nog 2 ander dinge, wanneer jy hierdie metode van my toepas, dan sien mens baie vroeg in Genesis reeds profesie oor Christus. Ek gaan dit nie nou kan bespreek nie, maar ek noem dit net terwille van, omdat dis die omringende argumente oor wat ek sê. As God sê, en die gees van God het gesweef oor die waters, miragef het, sweef, dan is dit profesie, is letterlik dieselfde begrip in Lukas waar staan die Heilige Gees het Maria oorskadu. So as die gees sweef daar, is dit alreeds wat hy vervul uiteindelik met Maria. Dis een lyn. Nou dieselfde lyn is die eerste woord in die Bybel, Bereshit, is die woord wat Paulus in Efesiërs 1 vers 10 gebruik, anakefaloisastai, beteken alles onder een hoof verenig. Nou dis hierdie vraag wat ons nou gevra het van ons, die hele tyd gesê, daar moet nou 'n balans wees tussen die een en die baie. Nou God het reeds die balans in Christus daar gestel. Dit is baie belangrik vir ons in die prognose, om daai te aanvaar. Dit is profeties en dit is prosesmatig uitwerkend hoe God dit doen, maar hy openbaar regtig dat hy sê nie, goed, julle moet nou maar met hierdie klomp balle speel en dan stamp so 'n bietjie hier teen die muur en stamp so 'n bietjie hier teen die muur nie. Hy sê nie vir ons, leer uit jou foute uit nie. Ek glo nie God sê ons moet uit ons foute uitleer nie. Ek dink hy sê Christus is ons leermeester. En die volmaakte balans tussen een en baie is reeds in Christus gegee en God werk dit uit. Dan word hy ontplooi dit hy ontplooi dit letterlik. Hy laat ons dit sien. Natuurlik ook die wat buite Christus is en teen die geloof optree, hierdie verskriklike miljoene mense wat ons gesien het. Nou terug by die vraag of die vreemde vraag of Adam 'n naaltjie gehad het, 'n naalstang gehad. Nou die meeste van ons neem dit net aan, want dis maar ons mense ken. Nee, maar God is getrou as skepper. En 'n naalstang sou dan beteken dan moet 'n pree gewees het. Of ons is dan in die probleem van, dis die analogia entes wat ek nie wil gaan nie, want ek dink Piet is 100% reg dat ons God is nie sy skepping nie. Daar's 'n verbond met sy skepping, maar hy is dit nie. So, as jy my vra op hierdie, ek sou reken hy het nie gehad nie. Nou dit maak dit, ek gaan nie oor Genesis 1 se praat van man en vrou het hy geskape nie, die opening van was dit. Ek praat meer oor Genesis 2 wat die ontplooiing deel vir ons maak, wat sê daar was baie duidelik een manlike mens met sy ID-nommer, met sy self, en dan uit hom is die vrou gebou. So, ook baie belangrik vir samelewing, vir gemeenskapsdenke is dat die vrou gebou is. So
die tweede punt is, daai woordjie in Afrikaans, een van sy ribbebene. Dis 'n bietjie, dink ek, die vertaling kan 'n bietjie netjieser gewees het. Omdat die woord een is die Hebreëse woord egat, wat nie een van 'n reeks net is nie, maar 'n unieke, uiters unieke. So wanneer Deuteronomium sê, hoor Israel, die Here is 'n enige Here, dan word hierdie woord gebruik. So hierdie woord word ook in Genesis 1 gebruik, en dit is nou 'n plekmatige stelling, wanneer God die water skei en hy laat die droë grond uitkom en die waters op een plek versamel, dan is dit enig. En hy kom net so bietjie vorentoe voor met, dit was die eerste dag. Nou ons het eerste, tweede, derde dag, maar die Hebreëse woord wat daar gebruik word, is nie die rangordelike eerste dag nie, dit is die, soos die Jode sê, die Yom Yahweh, die dag van die Here. Dit is die unieke dag wat nou aanbreek. Hy het tweede en derde en vierde dag, wat die wederkoms van Christus nog selfs oproep, maar hy lê reeds daar. So wat God hier doen, wanneer hy die rib, ek dink nie die Hebreërs laat toe dat daar staan een van die rib is nie. Ek bedoel hierdie een rib, dit is baie, dis God se uniekheid wat hier besig is. Met hierdie een mens, wat ek dink nie 'n naaltjie het nie, wat hy dan ombou na die narkose van die diep slaap tot die vrou. Nou, as jy ek gaan net so 'n bietjie hierdie punt stop en net teruggaan oor wat God in Genesis 1 doen nadat hy begin, as die gees sweef. Dit is ek het nou die dag by die APK se teologiese dag dit uitgewerk, as u daai lesing wil hê, sal ek dit vir u aanstuur, want kort kom daarop neer, gees beweeg materie. En dan het die Here heeltyd 'n skei en 'n noem, hy skei hierdie en dan, dis daai skeiding, hierdie. By die mensdom is dit die boom van die lewe, dis waarvan ons nou praat, die eenheid en die verskeidenheid, dis waarvan ons nou praat. Nou God hanteer dit met die abiotiese of die nie lewende, of dit wat ons nou die materie sal noem, gee God elke keer die naam. Hy skei, dan sê hy dag, nag, en skei, dan sê hy dit. Maar wanneer hy die asem van die lewe in die neus blaas, onthou by die diere en by die plante, sê God, laat die aarde dit voortbring, dan bring die aarde dit voort. Dan moet die Adam daai name gee. God gee nie vir die diere name nie, want lewe moet lewe benoem. Dit is die punt wat ek dink Morney gemaak het, baie goed oor identiteit wil herken wees. Dit is 'n diep skepingsmatige ding, nie? Hoekom? Omdat Christus die lewe is. En omdat hy in die drie-eenheid is hy die seun van die Vader. Vader kan net 'n vader wees as hy 'n seun het. 'n Seun is per definisie die seun omdat daar 'n Vader is. Dis herkenning en erkenning van identiteit as jy sien en sê. Daar's 'n patroon, 'n baie diep patroon wat hier lê, maar ek skuif hom nou net na dit wat ons as die fundering van die huwelik verstaan. Ek gaan hom net nie op die huwelik uitredeneer nie, ek gaan hom op die gemeenskapslewe uitredeneer, want ek glo dat die gesin is die boublok van die gemeenskap. Ek dink ons sal nie 'n verskil daarmee hê nie. So dis die huwelik, die gesin, die familie, die groepe, ons sal net nou sien hoe dit uitrol. Maar die Here vat hierdie een enkele unieke, hierdie egat, hierdie enkele rib, wat God sê, my hele uniekheid is nou betrokke by wat ek hier doen. En ek maak daai en ek bou dit om tot 'n vrou. En ek vat haar na hom toe, daar staan, en God het haar gebring vir hom. By die diere het die Here ook die diere gebring vir hom, en dan gesê, en gekyk hoe hy hulle sou noem. Maar nou staan dit nie, die Here wil kyk hoe hy haar noem nie. Daar's nogal iets van 'n misterie hoekom God dit doen. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Die Here het gesê in sy voorsienige liefde, dit is nie goed dat die mens alleen is, al een is nie.
die enkeling. Hy moet nie enkel wees nie. Hy moet nie net een wees nie, dan moet baie op wees. Want man en vrou het hy hulle geskape. So die beeld van God, dis hoekom ons Christene, ons het moeite met die patriargie, of die Bybelse lyn, of met die feminisme, of met die chauviniste, die ouens en die vrouens onderdruk, omdat God openbaar, die beeld van God lê in die manlikheid en in die vroulikheid. Dit is geskape. Wat die Here nou hier verduidelik is dat daar 'n volgordelikheid was. Dit was eers die manlike mens, en dan handel God met hom nadat hy die asem van die lewe in sy neus geblaas het. Dus God die lewensasem, God se lewensasem. So die diere is lewende siele, maar hulle het nie die asem van die lewe in hulle neus nie. So my hondjie kan my herken, in my stem, ek kan vir hom 'n naam gee, hy het eie karaktereienskappe, maar hy bid nie vir sy pellets nie. Ek het nog nooit my hondjie gevang bid nie. So dis slegs wanneer God die asem van die lewe in die mens blaas, is hierdie verwondering, hierdie antwoord, hierdie terugsê tot God, omdat hy is wie hy is. So en dit wil God uniek van die mens hê, as sy beeld. So daar is 'n baie intimiteit tussen die mens wat na die beeld van God geskape is, man en vrou, en aan hierdie kant die eerste manlike mens wat God die naam gee, Adam, maar God gee nie manin se naam vir haar nie. Dit is baie belangrik. God sê nie, kan ek jou voorstel, manin, Adam, manin nie. Hy doen nie dit so nie. Want die gees van God is lewensvervullend binne in Adam. Nou, jy moet nou mooi, en ek sal dit oopmaak as jy daarmee sou wou verskil, maar dit is die denke tussen die ekonomiese en die immanente. Dat God nie, wanneer hy medemenslik, wanneer hy sy seun medemenslik wil sien lewe, dan wil hy dit saam met hom sien. Hy wil hom nie afkyk nie. In kort kom dit daarop neer, die laaste sinnetjie, daai daarom, is dit God wat dit sê, of is dit Adam wat dit sê? Of is dit profeties, die Heilige Gees wat dit deur Adam sê? Ek dink dis die derde, en ek sal vir julle sê hoekom ek so sê. Toe sê die mens, is nou duidelik Adam wat dit sê. Dit is nou uiteindelik been van my been en vlees van my vlees, sy sal manin genoem word. En dan, daai woordjie verlaat, is die lewenskategorie woorde verskei. So, wanneer God in Genesis 1, die Hebreëse woord is in Genesis 1, vir God skei dit en skei dit, is die woord badal, maar nooit wanneer God met die mensdom werk, of met lewe of met bloed nie. Met ander woorde, wanneer die lewensasem, die siel is in die bloed, wanneer dit daar is met die aanskouing van God en die God wat praat en die mens wat terugpraat op 'n mooi manier, is daar nooit die woord badal nie. Daar word baie ander woorde gebruik. Maar die konsep is dieselfde. Behalwe dat dit nou eers woorde is en dan die verskeidenheid. Dit is aangrypend wat nou hier gebeur, nê? So die Here haal die, ja, want ek sê nie haal uit nie, maar die Here bou die vrou om uit hierdie unieke rib uit. Dan bring hy haar na hom toe. Terwyl die gees van God natuurlik ook in Adam is, inwonend. En dan herken die man die voorsienige liefde van sy vader, want hy het nou al die diere name gegee, wat het hy toe agtergekom? Daar is nie 'n hulp wat by hom pas nie. En hier staan sy nou. So dit wat sy vader gesê het vir hom, dis nie goed dat die mens al een is nie. Daar moet baie wees. Nou sien hy dit. Nou verheug hy hom daarin. Sy sal manin genoem word, Isha. Hy is Ish en sy is Isha. Dis naby, maar dis anderster. En dan sê hy iets. Nou, die meeste
eksegete aanvaar dat Adam dit sê. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Maar dit is moeilik, want hy het nie 'n naaltjie nie. Hy het nie 'n maan nie. So ek vermoed baie sterk, of laat ek dit nou veilig stel, is dit nie dalk so dat die Heilige Gees hier deur Adam profeteer nie. Wat as jy Efesiërs 5 vers 31 lees, presies is waarop Paulus inspeel en sê, ons is die liggaam van Christus, deel van sy bene en vlees van sy vlees. En dan praat hy van die mysterium, die verborgenheid. So die huwelik wat hy dan op die liggaam van Christus as metafoor gebruik, wat bekend is by ons. Die punt is wat net, ek vat dit baie ekstreem letterlik op wat daar staan. So dat Paulus dan hier die wet van God vir gemeenskapslewe uitspreek. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat. Die woord is ook skei, maar dit beteken ook met permissie verder gaan om eie plekke te hê. Ek parafraseer nou, maar dis wat daai woord ook beteken. So, maar daar's definitief 'n afsluiting, maar hy kan nie, Adam kan nie oor sy eie ma en pa praat, want hy het nie 'n eie ma en pa nie. Menslik nie. Hy het nie 'n genealogie wat kan teruggaan nie. Want hy is die eerste een. So die profesie van hier af loop dan, die boom van die lewe loop dan so verder uit. In vermeerder en, want dis die punt wat die Here dan vir hulle sê, die Here sê vir die diere, vermeerder en is 'n opdrag, maar wanneer hy met die mens praat, dan sê hy seën hulle en sê vir hulle, hy spreek hulle aan. Die diere word toegespreek, of die diere word aangespreek, maar die mens word toegespreek. Daar word 'n antwoord verwag. So hierin profeteer die Heilige Gees deur Adam, want hy is ook in die ampt van profeet nou. Nee, so hy profeteer, hierdie nuwe mens wat ek nou sien, is die vervulling van my Vader se liefdevoorsiening, want hy wil nie hê ek moet alleen wees nie, want toe ek alleen professor en skeikunde was met die diere, toe het ek agtergekom, ek kort iets. En nou sien ek haar. En dis die liefde van God wat ek vervuld sien in my lewe. So die vrou is nie 'n manifestasie van God nie, dis 'n skepsel. En dis die punt wat ek net nou gemaak het met die uitspansel, dat God ruimte maak. En dis hoekom die Christene, alleen die Christene, en ek wil dit nog verder fyner stel, alleen die verbondsdenke kan die balans tussen die individu en die groep handhaaf. Ek het nog nêrens iets raak gelees wat sonder die verbond enige poging tot sukses aangewend is om individu en groep in balans te bring. Ek het dit nêrens gekry nie, want jy voeter altyd in een van die twee goeters in wat ons nou met die vorige sprekers genoem het. Dit is slegs wanneer jy die verbond en dan die vredeverbond, die verbond van die Vader en die Seun en die Heilige Gees as 'n werklikheid en as 'n waarheid aanvaar en sê, wanneer hierdie God skep, dan is daar 'n goddelike logika aan dat sy hande werk ook hierdie band dra. Met ander woorde dat trinitariese trekke in die skepping is. Nou dis aangrypend, nee? As jy net daaraan begin dink, dat so wiskundig, wat ek byvoorbeeld sê is, die wiskundige ouens, ek weet niks van wiskunde, ek het nog wieletjie wiskunde gehad. So, maar die wiskundige ouens sê vir jou, hulle het baie moeite met die 1, met die getal 1. Nou die rede teologies is, omdat jy kan hom glad nie isoleer nie. Daar's nooit iets wat jy so kan afkamp, los van God, dat dit selfstaande is nie. So 1 is altyd iets in vergelyking met iets anders. Is altyd relasioneel. Nou as jy daai punt op die wiskunde begin toepas, dan kom jy op ander goeters uit. Dit is nou nie my werk om dit te doen nie, maar ek sê net, die kwantumfisika begin daai goeters doen, want hulle sê nee, maar hulle verstaan dat die werklikheid is in verbande met mekaar geskep. Goed. Ek sluit af. Nou gaan ons net 2-3 momente maak. Ek het nou so ver behandel die asem van die lewe, die skei nie noem,
wanneer jy dit dan nou in hulle, en dis nou ongelukkig na die sondeval, dan staan daar dat die mensdom in hulle tale, volgens hulle lande, in hulle nasies verdeel, Peleg. Die eerste seun van Heber is ook Peleg, want daar staan, in die tyd het die mensdom begin verdeel. Nou, die groot ding wat die Britse Empire ons geleer het, is dat daar so iets soos rasse is, en dit is 'n pot nonsens. Daar is nie rasse nie. Paulus sê baie duidelik in Handelinge 17, en uit een bloed is die hele mensdom geskep. Ons het dit nou gelees, vanuit Adam ontplooi die mensdom, die boom van die lewe. Die bedoeling is dat dit in Christus is, maar na die sondeval kom ons nou daai ernstige breek. In Genesis 6 beskryf God dan wanneer hy sy gees onttrek aan die mensdom in die bloed. Hy sê, my gees sal nie meer heers, dien vir ewig nie. Nou daai beteken reguit seil. Ek gaan nie meer reguit met hierdie bloedlyn gaan nie. En mens sien dit dan ook daarna kom die lyne wat die Here dan Melchisedek doen, die tabernakel, die tempel, en daai lyn gaan dan vir die eerste keer weer terug in die mensdom in permanent in Christus se doop by die Jordaan. Dan staan daar, en die Heilige Gees het op hom gekom en op hom gebly. So van Genesis 6 af tot by Johannes 1 vers 33 is die Gees dan wel betrokke by die skepping, maar dis in 'n ompad. So, die Gees word wel vaardig met die mense, maar hulle gaan dood. Die hoëpriesters gaan dood. Want die dood is elke keer daar. Maar wanneer Christus wanneer hy dan met die Heilige Gees gedoop word, dan herstel daai lyn nie net van Genesis 6 nie, maar van uiteindelik die bedoeling wat God met die asem van die lewe wat hy ingeblaas het gehad het. So die eenheid van die mensdom maar die boom van die lewe. So Christus sterf, maar hy staan op, en dan gebeur die dramatiese ding op Handelinge 2, en baie eksegete mis dit 'n bietjie, maar as mens nou op die voet vertaal wat daar staan, dan staan daar en 4 tonge, en tonge soos van vuur het hulle self verdeel. Nie dit nie, of hom self nie. So dis hierdie weer. Dis weer daai Nyl Delta wat so terugvloei. Nou dit vir ons as Nuwe Testamentiese mense is dit wonderlik, want ons kan dan die vervulling en die doop met die Heilige Gees beleef op 'n baie intenser manier as wat Dawid of Salomo of so sou beleef het. Want daar's 'n baie duidelike verskil in hoe die Heilige Gees in die Ou Testament met die mense werk. Wel in principe, maar dis karig. Maar wanneer dit met die doop van die Heilige Gees is dit vir die heel eerste keer wanneer die Heilige Gees op 'n mens van vlees en bloed, wat ook die Seun van God is, kom en bly. Wanneer hy dan die Gees gee en weer lewendig word, dan staan daar die Gees het hom die Vader het hom opgewek. En dan sê Christus in Johannes 15:16, ek en die Vader sal 'n ander trooster vir julle stuur. Die Heilige Gees, en dis die uitstorting van die Heilige Gees. En wat is die heel eerste ding wat die Heilige Gees doen? Ek vra dit altyd vir die studente wat voor eksamens dan wil hulle praise and worship doen. Wat seker nou maar iets moois is, nee. Maar dan sê ek, hoekom wil die Heilige Gees jou laat Engels praat? As jy wil swat. Nou dat 'n klomp storieetjies, maar dis omdat hulle samelewing in die kerk ingebring het. Wanneer jy verstaan wat die Heilige Gees, wanneer hy die mensdom begin regtrek, Parters en Meders en Grieke en Arabiere en Elamiete en Jodegenote, hoe hoor ons in ons eie taal, dis weer benoem, oor die groot dade van God praat. Paulus sê in Romeine 8 in Handelinge 17 by die Areopagus, uit een bloed is die mensdom gemaak, sodat hulle God kon soek. So wat Handelinge 2 dus vir ons beteken, gemeenskapsdenke gewys, daar's natuurlik geweldig baie implikasies van Handelinge 2,
is dat God die oorspronklike opdrag van vermeerder bevestig. So in kort wat hy daar doen is, hier het die mensdom nou weg van hom gegroei, in allerhande tale en wat in. Maar in die Ou Testament kon jy net hemel toe gaan, as jy Jerusalem toe gegaan het en jou laat besny het. Jode en Jodegenote. So ja, maar die Christus het nog nie gekom nie. Maar hulle is nou toe almal daar. Al hierdie, en dan word die Heilige Gees gegee, en dan gaan hy terug na sy oorspronklike lewensbedoeling toe. So, vermeerder en vul, onder andere vir die gesin, ons moet baie kinders hê, as jy die Heilige Gees naaste by verstaan, wel moet jy baie kinders hê. Nee. Want hy wil, 'n profet een keer vir my gesê, daar's te veel mense op die aarde, sê ek vir meneer, daar's te veel heidene op die aarde. Dan kan nog baie Christene kom. Nee. So sendingwerk, maar ook fisiese geboortes, nee. Dit is 'n prognose, ons moet luister, ons moet nie na hierdie nonsens luister van, daar's net soveel water en almal gaan dit op en al, dit is doodsdenke daai. God het vir ons gesê, hy loop verder, en ek sluit nou daarmee af. Ja, ek sluit af. Dit is 'n belangrike een. Toe Adam haar sien, toe sê hy, nou, dit is nou sy, of daar staan, sy sal nou genoem word, maar in Hebreëus staan daar, Zoot Hapanam, hierdie hartklop, hierdie voetstap, hierdie ene, so daar gaan nog baie sulke voetstappe wees, maar hierdie een is manin. So wat God doen is, wanneer die Heilige Gees in die volkere ingestort word, dan kom daar 'n nuwe marslied. Nee? Dat ons op die ritme, op die woordorde, op die logiese ritme van Christus begin loop. En die kerke se profesie teenoor die volkere moet dit wees. So dit is baie onlogies wanneer 'n kerk sê ek wil sending doen en ek maak my taal toe en ek maak die empire taal oop. Dit is totaal nie wat die Heilige Gees wil hê nie. En dit is ongelukkig wat gebeur vandag. As jy nou 'n bietjie uitreidelik het en jy het 'n middelstadbediening, dan sê jy ek moet so lief wees, ek moet my taal toemaak en ek moet die empire taal oopmaak, dan verstaan jy nie die uitstorting van die Heilige Gees nie. So hierdie lyn kom dan in Openbaring 21 tot 'n crescendo, waar daar staan in vers 24, die nasies, die etnos, die etnies, kultureel, linguistiese groepe, van die wat gered word, die wat in Christus is, kom voor die troon van God en hulle bring hulle heerlikheid en eer daarna toe, dis kultuur. So, wanneer ons samelewingsdenke het, en jy dink RSA, en jy dink Ubuntu, en jy dink vlaggie op die wang by die cricket, nee, dan het jy 'n ander identiteit as wat die Christus jou in wil leer oor wat hy bedoeling het met groepe. As jy sê, die Suid-Afrikanisme moet in totaal 'n eie etnisiteit vorm, ek het respek daarvoor. As iemand dit wil doen, ek ondersteun hulle ook en sê, dis reg, dis jou prerogatief as jy dit wil doen. Moet net nie volksmoord bepleit deur tale dood te maak nie, of te sê my kinders mag nie in sy moedertaal geleer word, daar's voorwaardes. Maar ek eis nie noodwendig, jy moet my doen nie, want my voorvaders was Frans of Duits, of so, volkere groei op hierdie maniere. So as jy dit kies, en dan moet jy selfe Here hoof wees daarvan, en dan moet jy daai gemeenskap begin laat word, dat hy weggroei van samelewingsterminologie af. Ek dink nie, dis moontlik nie, en daarom het ek Oranje toe getrek. Ons wil 'n Christelike republiek vestig. Ons sê die Here het gesê, tale is ook vir hom 'n klank waarin hy sy naam wil hoor. Dis nie iets wat weggevat mag word nie, dis deel van die boom van die lewe, dis deel van die verskeidenheid van God se naam, wat uit die een lewe uitkom, Christus. So dis 'n bietjie idealisties gestel, ek verstaan dit, want dit is nou wederkomstaal, maar dis waarmee ek tans besig is, want ek het voor daai keuse gekom. Verstaan, moet jy nou uit liefde selfmoord pleeg, kulturele selfmoord pleeg, en in hierdie Ubuntu ding opgaan,
Ek sien nie na vakansie want daar's te veel voorvadergeeste daar. Wat nie wil bekeer tans nie. Maar as iemand kan sien daarvoor en ek sal hom as 'n broeder onder Christus ondersteun, maar moet dan nie vir my sê Christus sê ek mag nie so praat of bid nie. Ons moet 'n ander manier met mekaar kry. So in kort dus 'n banker vir beskerming van kultuur. Ek dink die gety het gedraai. As ek eerlik vir u vra en u gaan ek sê dit nie dat u aanstoot neem nie, maar ek sê onthou net in 400-500 jaar terug was daar gemeentes in Engeland waar die gemeente het geëmigreer onder andere Amerika toe oor hierdie lyn wat ons nou uitgelig het. Deel van ons samelewingsdenke is dat ons individue dink ook in gemeentes. En ek sien nie 'n gemeente moet ook hierdie vraag bedink. Want daar was ook historiese voorbeelde waar gemeentes getrek het. So in kort is wat ek vir u sê, ek het onttrek aan die Suid-Afrikanisme en toe ek dit gedoen het op 'n geloofsbasis, toe moes ek trek. Dit was 'n konsekwensie. Goed. Baie dankie, Dr. Wiekes. Ek wil vir u sê dat ek dink almal kan saamstem dat Dr. Wiekes praatjie baie idees stimuleer en baie interessant is. Ek dink ook dit is kosbaar om